Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Dis weer tyd vir die storiesak om oop te spring en kyk wat het ons hier vandag se storie. Nou ons het al stories gehad oor groot en magtige konings, maar vandag is die held van ons storie effe kleiner. Wel, eintlik baie kleiner. Voordat ons daarby uitkom, onthou asseblief volg ons hier of waar ook al jy na jou stories luister, gaan teken in op ons nuusbrief by www.sakvolstories.co.za. Maar vir nou, hierso is 'n storie oor Anansi, die spinnekop, en wat gebeur het toe hy gedink het hy kan al die kennis op aarde bymekaar maak. Geniet hom. Anansi bring wysheid na die wêreld. Anansi, die spinnekop, was 'n regte poetsbakker. Almal het geweet van sy kattekwaad en slim plannetjies. Wel, die meeste van sy planne was slim. Party was eintlik heel laf. Soos die slag toe hy besluit het, hy gaan al die wysheid in die hele wêreld vir homself bymekaar maak. Dis reg. Alles wat daar is, soveel so, dat daar niks oorbly vir enigiemand anders nie. Hy het sommer 'n vonkel in sy oog gekry as hy daaraan dink. Ek sal die slimste kreatuur in die hele wêreld wees. Almal sal na my toe moet kom vir raad en advies. Verbeel jou net. Dit sal fantasties wees. Hulle sal eerbiedig na my toe aangeskuifel kom en sê, "Ag, asseblief, o groote en wyse Anansi, ons het jou hulp nodig." En ek sal hulle help, natuurlik sal ek. Maar hulle sal weet dat ek die slimste en mees wyse een van almal is. Hy het heerlik by homself gegiggel en sy hande van pure lekkerkry saamgevryf. Maar toe tref iets hom. Waarin gaan ek al die wysheid bære? Hy het gedink en toe klap hy sy vingers soos 'n idee hom tref. Aha, ek het dit. Ek sal 'n kalbas gebruik. Nou, 'n kalbas is basies soos 'n wilde pampoen wat in die veld groei. Dit het 'n dik taai skil. En as die binnekant uitdroog en 'n mens haal al die droë pitte en stukke uit, dan kan jy allerhande goeders daarin stoor. Water, sade, pitte, enigiets. Of wysheid, het Anansi hardop gedink. Hy het 'n kalbas gekry wat net reg was daarvoor. Toe sny hy die boonste deel af en hol dit mooi uit. Kort voor lank was dit reg. En daar trek Anansi op soek na wysheid. Hy het oral gesoek, onder bosse, bo in bome, op berge, in riviere, dorpies, stede, plase, selfs op die bodem van die oseaan. Oral waar hy gekom het hy al die wysheid bymekaar gemaak en in sy kalbas gebêre. So het dit aangehou totdat die kalbas propvol was. Daar was so baie wysheid in gebêre dat dit amper bo uitgeloop het, maar hy het dit reg gekry. Hy het al die wysheid in die hele wêreld bymekaar gemaak. Het hy opgewonde uitgeroep. Nou is ek die heel slimste van almal. Ek het al die wysheid in die wêreld. Het hy gedink. Maar hoe gaan ek seker maak dat niemand enige wysheid uit my kalbas uitsteel nie? Ek kan dit nie die hele tyd sit en oppas nie. Ek kan dit ook nie oral saam met my dra nie. Dit sal sommer belaglik wees. Ek het beslis 'n ander plan daarvoor nodig. Hy het gedink, en gedink, en gedink. En toe weer sy vingers opgewonde geklap, toe 'n plan in sy kop vorm. Ek het dit. Ek gaan dit wegsteek. Maar waar? Hy het oral na 'n goeie wegsteekplek gesoek.
Dalk 'n grot, Nee, wat? dalk onder 'n groot klip, Nee, dit sal nooit werk nie. dalk iewers langs die rivier. Nee, dit sal wegspoel. Hy het aanhou soek en soek en soek, totdat hy op 'n groot krimme tartboom afgekom het. Perfek. Het hy gesê en sy kop ingenome geknik. Die boom was absoluut enorm, reusagtig, kolossaal, massief. Die perfekte wegsteekplek. Niemand sal ooit daaraan dink om daar te kyk nie. Daar was net een probleem. Hoe sou hy dit bo in die boom kry? Hy het 'n rukkie gedink en toe aan die werk gespring. Eers het hy 'n klomp rankplante se lang takke bymekaar gemaak en dit soos 'n tou vasgebind. Toe kruip hy teen die boom op en maak dit stewig vas. Gee dit 'n lekker trek om seker te maak en daar seil hy lekker gemaklik af by die boom. Toe gaan tel hy die kalbas op. En al het spinnekoppe 8 pote, was die kalbas so swaar dat hy 6 van hulle moes gebruik net om dit te dra. Versigtig dra hy sy vrag tot by die boom en probeer teen die rankplant se tak teen die boom opklim. Dit vat nie lank nie of hy besef dit is 'n onbegonne taak. Toe soek hy nog 'n stuk rankplant en bind een punt aan die kalbas se bokant vas. Die ander punt bind hy styf om sy nek. Stadig begin hy opklim. Ja, dat hy. Die kalbas hang swaar en swaai heen en weer soos hy klim. Hy kreun en hyg terwyl hy hoër en hoër teen die boom uitsukkel. Halfpad stamp die kalbas teen 'n gebreekte tak en 'n bietjie wysheid spat uit. Ag nee. Sug hy. Wel, ek sal maar later moet afklim om daardie laaste bietjie te gaan optel. Maar hy klim vasbeslote verder teen die reusagtige boom op. Met al sy geswoeg maak hy so 'n geraas dat 'n jong meisie daar naby dit hoor. Nuuskierig stap sy nader en sien vir Anansi wat sukkel en hyg met die swaar kalbas om sy nek. Hy lyk regtig al te belaglik met daardie groot gedoente om sy nek. Die meisie giggel sommer hardop. "Verskoon tog," roep sy. "Lyk vir my jy benodig 'n bietjie hulp." Glad nie, roep Anansi. alles is onder beheer. Slim Anansi weet presies wat hy doen. Jy kan maar aangaan, dogtertjie. Hy ploeter verder tussen die takke deur. Hy is amper bo toe die kalbas tussen 2 takke vashak. Hy trek en stoot om dit los te wikkel. Maar al wat gebeur is dat daar nog wysheid uit die kalbas uitmors. 'n Bietjie daarvan spat selfs op die meisie wat onder staan. "Hoi!" roep sy en vee 'n blerdse wysheid van haar kop. "Pas op, meneer Spinnekop. Weet jy, daar is dalk 'n beter manier om dit te doen." "'n beter manier," kreun Anansi, nou al papnat gesweet. "Soos wat?" "Wel," sê sy, "die kalbas hang onder jou en swaai rond. Dit maak dit net te moeilik en dit stamp die hele tyd teen die takke vas." "Nou wat stel jy dan voor?" vra Anansi. "As ek jy was, sou ek dit op my rug vasmaak. Dan sal dit nie so swaai nie en dan sal dit baie makliker wees om te dra." Anansi moes toegee. Sy plan werk glad nie. "Ag, jy het 'n punt," sê hy en klim af. Hy bind die kalbas stewig op sy rug en begin weer opklim. Dis soveel makliker en nie 'n druppel spat uit nie. Hy het dit reg gekry. Die wysheid is uiteindelik heel bo in die boom. Wel, behalwe vir die bietjie daaronder.
Hy kyk af en sien hoe die meisie steeds glimlag, nog besig om haar nat hare af te vee. Skielik sit dit hom toe aan die dink. Die wysheid het uit die kalbas gespat en op haar kop beland. En sy gee vir my raad waarin ek self nie gedink het nie. En daar tref dit hom soos 'n vleiende melktert reg in die gesig. Hy was verkeerd om al die wysheid vir homself te probeer hou. Wysheid is bedoel om gedeel te word. Dankie, slim klein dogtertjie, roep hy van bo af. Dis 'n baie slim plan, maar sal jy asseblief uit die pad uit staan? Die meisie tree terug. Anansi tel die kalbas hoog bo in sy kop en gooi dit met al sy mag na onder toe. Met 'n enorme slag breek die kalbas op die grond uitmekaar. En die wysheid spat in alle rigtings. Toe kom die winde uit die noorde, suide, weste en ooste en tel die wysheid wat deur die lug trek op en versprei dit oor die hele wêreld vir almal om te deel. En dis hoekom daar oral wysheid en kennis is om op te soek. Vir ieder en elk van ons. En nie net vir die poetsbakker en slinkse spinnekop, Anansi nie. Daar sê, dit was nou vir jou 'n lekker storie, dat selfs 'n spinnekop 'n les het om te leer. Dit laat jou nogal jou kop krap, né? Wel, as jy Anansi was, het jy sommer 8 pote om jou kop mee te krap. Tot volgende keer julle, onthou om ons te volg en deel met jou vriende as jy saam wil luister na die volgende storie uit ons sak vol stories. Arrivederci!